Welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag 16 Maart 2025. Hierdie nagmaaldiens word waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld en hy lees uit Jesaja 63 en 64 die tema van die preek: Ek sal getuig van die roemryke dade van God. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan en loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 48, daarvan die eerste en die 4de verse. Die Here is groot waar Sion stop, omwentel uit die dieptes op. Hy is lofwaardig waar verhewe die berg en stad in songlans bewe. En Sion teen die noorde blink bo die lof van woorde, daar waar in vlekkelose wit die koning van die wêreld sit. Hy wat teen die vyand waak as rotsburg, hom bekend gemaak. Psalm 48 vers 1 en 4 en daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Kom ons doen saam belydenis van ons geloof. Ekskuus, kan ek vra, is hierdie mikrofoon aan? Kan jy my hoor? Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Ons luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slaffin, bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons sit, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 130, daarvan verse 1 en 4, en daarna bid ons saam. Ek gaan vir ons voor in die gebed wat Dawid gebid het, toe hy gehoor het dat hy die skuldige is met sy oorspel met Batseba, natuurlik die moord daarna, soos dit vir ons opgeteken is in Psalm 51 van God se woord. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, wees ons genadig, o God. In u troue liefde wis ons oortredings uit in u groot barmhartigheid. Was ons skoon van ons skuld. Reinig ons van ons sonde. Ja, ons oortredings ken ons en van ons sonde bly ons altyd bewus. Teen u alleen het ons gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in u oë.
Die uitspraak is dus reg en die oordeel regverdig. Ons was al skuldig toe ons gebore is. Met sonde belaaid toe ons moeder swanger geword het. Maar U verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ons dan diep in ons binneste weet hoe U wil dat ons moet lewe. Neem tog ons sonde weg dat ons rein kan wees. Was ons dat ons witter as sneeu kan wees. Moet tog nie ag slaan op ons sondes nie. Wis al ons skuld uit. Skep vir ons 'n rein harte, o God. Vernuwe ons gees en maak ons standvastig. Moet ons tog nie van U af wegdryf en die Heilige Gees van ons af weggeneem nie. Laat ons weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat ons U weer met toewyding dien. Ons sal oortreders leer wat U van 'n mens verwag, dat die sondaars hulle tot U sal bekeer. Red ons van ondergang, o God, ons redder, dat ons kan jubel oor U verlossingsdaad. Here, gee ons die woorde om U lof te verkondig. 'n Offer vra U en die ander sou ons dit bring. Brandoffer wil U nie hê nie. Die offer wat U wil hê is verootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie. Laat ons U liefde en U goedheid ervaar. Ons bid dit in die naam van U Seun, ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Terwyl ons sit, sing ons nou saam met Psalm 118, daarvan die eerste vers. Ons luister volgende na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Jesaja 63. Jesaja 63 vanaf vers 7 tot 10 en dan ook die hele hoofstuk 64. Jesaja 63 verse 7 tot 10 en dan ook die hele hoofstuk 64. Ek sal die troue liefde van die Here verkondig. Die roemryke dade van die Here, alles wat hy vir ons gedoen het. Sy groot goedheid vir Israel. Alles wat hy gedoen het in sy genade, in sy groot liefde. Hy het gesê, hulle is my volk, kinders wat nie ontrou sal word nie. Daarom het hy hulle gered uit al hulle nood. Hy was vir hulle nie 'n vyand nie. Hy self was die engel wat hulle gered het. Hy het hulle verlos deur sy liefde en ontferming. Hy het hulle opgetel en hulle altyd gedra. Maar hulle het in opstand gekom en het sy Heilige Gees bedroef. Daarom het die Here vir hulle vyand geword en het hy self teen hulle geveg. Dan in hoofstuk 64. As U maar die hemel wou oopskeer en wou afkom, sodat die berge voor U skud. Kom af soos 'n vuur wat fyn houtjies laat brand, soos 'n vuur wat water laat kook,
Laat u naam so aan u vyande bekend word. Laat die nasies so voor u bewe. Toe u wonders gedoen het, wonders wat ons nie verwag het nie. Toe u destyds afgekom het die berge voor u geskud. Van ouds af het niemand so iets gehoor nie. Het niemand so iets verneem nie. Het geen oog 'n God gesien wat vir die wat op hom vertrou, doen wat u doen nie. U kom die te hulp wat met blydskap doen wat reg is, die wat onthou hoe u wil hê hulle moet lewe. U was kwaad vir ons, want ons het gesondig. Ons het so lank daarmee aangehou, hoe kan ons dan nog gered word? Ons het almal geword soos mense wat onrein is. Ons beste dade is soos vuil klere. Ons is almal soos verdroogde blare. Ons word deur ons sondes weggewaai soos deur 'n wind. Daar's niemand wat tot u om hulp roep nie, niemand wat sy krag in u soek nie. U het ons aan onsself oorgelaat. U laat ons wegkooi deur ons sondes. U is ons Vader, Here, ons is klei en u het ons gevorm. Ons is almal die werk van u hande. Moet tog nie aanhou kwaad wees vir ons nie, Here. Moenie ons sonde vir altyd hier ons hou nie. Onthou tog, ons is almal die volk. Die heilige stad het 'n woestyn geword, Sion het 'n woestyn geword, Jerusalem is onbewoonbaar. Ons heilige en pragtige tempel, waar ons voorouers u geloof het, is deur vuur verwoes. Alles wat vir ons dierbaar was, lê in puin. Raak hierdie dinge u dan nie, Here? Gaan u nie ingryp nie? Gaan u aanhou om ons te laat lei? Tot sover. Vir die eerste diens van die nagmaal is die teksvers vers 7 van hoofstuk 63. Ek sal die troue liefde van die Here verkondig, die roemryke dade van die Here, alles wat hy vir ons gedoen het. En dan in die tweede gedeelte gaan die volgende vers geld. En dis die eerste vers van hoofstuk 64. As u maar die hemel wou oopskeer en wou afkom, sodat die berge voor u skud. Ek sal die troue liefde van die Here verkondig, die roemryke dade van die Here, alles wat hy vir ons gedoen het. Broers en susters, as ons mooi luister na hierdie woorde van Jesaja, en as ons dit wil nasê, dan word ons klein en nederig voor ons almagtige God, oor alles wat hy vir ons gedoen het, in sy genade, in sy groot liefde. Maar broers en susters, daar word ook iets van 'n verlange by ons wakker gemaak. Dit is dan ook twee aspekte wat by die viering van die nagmaal pas. Ons kleinheid, ons nederigheid voor God, maar ook 'n werklike verlange. 'n Verlange na iets anders, 'n verlange na iets beters, na iets nuut. Ja, as ons dink aan God se grootheid en sy roemryke dade, dan besef ons eie kleinheid, ons nederigheid, ons nietigheid. En as ons eie nietigheid besef, dan kan ons nie anders as by ons sonde uit te kom nie. Net soos ons in Psalm 51 die gebed van Dawid gehoor het, net soos ons hier in Jesaja dit gehoor het. En die nagmaalsformulier sal ons ook net nou weer daaraan herinner. Dit begin altyd by ons sondes. Ons moet nadink oor ons sonde. Ons moet berou daaroor hê en dan moet ons voor God verootmoedig.
Ja, ons moet nederig word voor die almagtige, drie-enige God. Maar broers en susters, ons almal weet dit mos nou al baie goed. Ons hoor dit elke keer in die nagmaalsformulier, elke keer as ons nagmaal vier. Ons ken dit so goed dat ons dalk selfs geïrriteerd raak as ons dit hoor. Ag, die dominee praat en preek alweer oor die sonde. Ja, dominee, ons weet van die sonde, van die berou en van die verootmoediging. Ons het dit al soveel keer gehoor. Maar broers en susters, miskien omdat ons al so gewoond is aan hierdie woorde, maak dat ons juis dan vergeet om werklik selfondersoek te doen en ons kleinheid te besef en nederig voor God te word. En dit het dan die gevolg dat daar nie meer 'n verlange by ons is na iets beters, na iets anders, na iets nuuts nie. Daarom kom ons luister volgende na hierdie woorde uit Jesaja tot voorbereiding vir ons viering van die nagmaal vandag. Want ware nederigheid begin met die besef van God se roemryke dade. 'n ware kennis van dit waarvoor die Here bekend is. Naamlik, daar is geen ander God wat vir sy kinders optree en wat werklik redding kan bring nie. Jesaja begin met 'n loflied, waarin hy God se redding en verlossing besing. Kyk net watter goedheid, watter medelee. God het na sy volk gekyk en gesê, hulle is my volk, kinders wat nie ontrou sal word nie. Die Here was heeltyd by Israel teenwoordig. In al hulle benoudheid was hy daar. In sy liefde en medelee het hy hulle gered, opgetel en gedra. En die profeet kom telkens weer terug na hierdie besef toe in sy gebed. Hier in die diepe bewustheid van God se goedheid ontstaan sy berou en sy nederigheid. Juis in die lig van God se goedheid bly die skokkende realiteit van ons eie sondigheid. Ja, ons is kinders wat nie ontrou behoort te wees nie. Maar ons is. Ondanks al God se sorg is ons weerspannig. Ten spyte van die Here se ingrype vir sy volk, bly dit pynlik waar. Daar was niemand wat God se naam aangeroep het en met ywer aan die Here vasgehou het nie. Dis die dieptepunt van die sonde. En wie sy sondes regtig wil oordink en selfondersoek doen, sal hierby moed uitkom. Dit gaan nie net oor 'n paar oortredings van die wette en gebooie nie. God wys ons nie net telkens op ons foute en tekortkominge nie. Hy's nie besig met kleinlike kritiek nie. Nee, God is altyd besig met ons harte. Ons hele wese. Dis wie hy is. Dis hoe hy is. Hy spreek tot ons van hart tot hart. Sy hart wat oopgaan in genade, in roemryke dade, roep na ons harte. Die skokkende waarheid is dat ons moet erken hoe dikwels ons harte nie na die Here toe uitgaan nie, maar gefokus is op onsself en allerhande nuttelose afgode. En dit word duidelik in ons dade, ons foute, ons tekortkominge, ons sonde. En juis dit is die rede waarom ons onsself moet verootmoedig voor God. Maar hy so eindeloos goed is vir ons ten spyte van ons sonde. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie,
maar om vir ons almal oorgegee aan die bittere en smadelike dood aan die kruis. En tog leef ons so dikwels nie vanuit hierdie waarheid nie, maar gaan ons steeds ons eie gang. Broers en susters, ware selfondersoek moet ons altyd bring by die voet aan die kruis. Die grootste bewys van God se genade. Die mees roemryke daad van God. En daar sien ons God se hart oopgaan vir ons in Christus, sy seun. Daar leer ons nie net weet dat ons sondes het nie, maar besef ons verstand, hart en siel hoe verlore ons is sonder God. Daar leer ons nie net dat ons onsself klein en nederig moet maak nie, maar om werklik te buig, te kniel en te ontvang. Ja, eindeloos te ontvang. Neem, eet, gedenk en glo, Christus se liggaam is gebreek en sy bloed is vergiet tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Ek gaan nou daartoe oor om die formulier vir die viering van die nagmaal voor te hou. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Blikkies, kan ek jou vra dalk om hierdie res van die formulier voor te lees? Jy kan gerus hier voorkom staan. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Het so ook die beker met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of van die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie 3 hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken
en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, mynediges en ongehoorsaames, moordenaars, twissoekers, egbrekers, horeerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons onsself buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature dood is en deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor al ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou kom nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gelei, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit weer deur God verlaat sal word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadige verbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy ons in sy plek oorgegee het en dat hy so seker met sy liggaam en bloed ons voed as wat ons die brood eet en wyn drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. Elke maal as ons die nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf, dat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme kan laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal deur die geloof in Christus ingelei word. Almal van ons hierdie eenheid in ware liefde en woord en daad teenoor mekaar moet bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen.
Barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van u Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid u gee deur die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart. Ons al meer aan u Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat u ons genadige Vader is en ons, die kinders en erfgename, help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Terwyl ons sit, sing ons saam met Psalm 23, daarvan die 3de vers, terwyl die tafel vir ons in gereedheid. Verhef je harte tot die Here Jesus, ons voorspraak aan die regterhand van die Hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat u die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Is daar nog iemand wat bedien moet word?
Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën is die gemeenskap met die bloed van Christus. Is almal bedien? Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes.
Kom ons sit net so, dan sing ons saam uit Psalm 116 daarvan die eerste en die 10de verse. Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die woorde: Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is die goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskep. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Net weer vers 1 van hoofstuk 64. As u maar die hemel wou oopskeer en wou afkom, sodat die berge voor u skud. Ja, die goedheid en roemryke dade van die Here wys nie net ons sondes uit nie. Dit bring ook ons tot 'n werklike verlange, soos ons nou net ook uit die formulier gehoor het. Want hierdie gebed van Jesaja is nie net die gebed van 'n boeteling nie. Nee, dit is ook die gebed van 'n smeekeling. Dit lê baie naby aan mekaar. Dit is in elk geval diep met mekaar verweef. Berou, verootmoediging, maar dan 'n verlange. Want wie aan die voet van die kruis leer buig, nie net oor sy slegte dade nie, maar oor sy slegte hart, leer te gelykertyd ook om te verlang. Verlang na 'n ander hart, na 'n rein hart. Verlang dat God ons nie aan onsself oorlaat nie, dat hy ons nie laat afdwaal nie. Ja, ons het ware vernieuwing van binne af nodig, en dit sal ons hele lewe lank nodig hê. Ons het God nodig, want ons kan ons nie uit onsself uitred nie. Kyk tog, Here, watter pynhoop. Dis seker die kortste opsomming van hierdie gebed in Jesaja. Here, kyk net wat 'n gemors ons gemaak het. Doen iets. As u ons aan onsself oorlaat, is alles verlore. U tog die werk in ons lewe begin. U is ons Vader. U moet aan ons ware, nuwe
lewens gee. Daardie magtige, roemryke dade doen wat ons nie eers verwag nie. Nou daar is in Jesaja reeds 'n diep verlange na 'n nuwe dag te bespeer. Hy sê, skeur die hemel oop, Here, draai alles op sy kop, want as ons voor U staan en die verdorwenheid van ons eie harte besef, dan is dit duidelik, daar moet 'n nuwe skepping kom. 'n werklike, totale vernuwing. Broers en susters, laat ons dit wat ons nou in die eet en die drink by die nagmaal gedoen het onthou, want dit is 'n voorsmaak van die bruilof van die Lam, bedoel om hierdie verlange in ons lewendig te hou en te versterk. Maar is die al nie. Dit begin nou al. Juis wanneer ons met ons hele wese staan voor God se hart, by Christus se kruis, die plek waar ons God se krag die duidelikste sien, in sy liefde en sy medelee, het hy ons verlos. Hy tel ons op, en hy dra ons al die dae. Deur die werking van die Heilige Gees, groei daar 'n verlange by ons. Here, gee my 'n nuwe hart, nie net 'n omleiding nie. 'n totaal nuwe hart. En dis ook daar by die voet van die kruis waar hierdie gebed met diepe emosie uit ons opborrel. Here, skeur die hemel, draai alles op sy kop in my lewe, maar gee my 'n nuwe hart, doen iets. As U my aan myself oorlaat, bly dit net 'n gemors. Daardie nederigheid, daardie verlange hoort by die kruis. Daarom hoort dit ook by die nagmaal, soos ons dit nou net gevier het. Ons het geëet, gedrink, ja tasbaar, voelbaar is Jesus se roemryke daad aan die kruis weer aan ons bevestig. Ja, gedenk en glo dit, want daarmee sê hy ook, Here, U is groot en U is goed. Ek is sleg. En ek wil niks anders as dat U my moet nuut maak nie. Doen met my wat U wil, maar vernuwe my. En wie dit bly sê, moet begin by die goedheid en genade van die Here, by sy groot roemryke dade, die dade waarvoor hy vir ewig geprys sal word, begin by die kruis. En wie by die lam begin, die lam wat geslag is, sal vir ewig bly wees en fees vier by sy bruilof. Ja, ek sal die troue liefde van die Here verkondig, die roemryke dade van die Here, alles wat hy vir ons gedoen het. Amen. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U U enige gebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof, waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Broers en susters, kom ons staan en sing ons saam uit Psalm 118, daarvan verse 12 en 14. Dit is
Verhef je harte tot die Here en gaan hierdie week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Goeiemôre broers en susters. Nou die volgende afkondigings, baie veel geluk aan lidmate wat in hierdie week verjaar. Die 17de is aan die Dirkie Kiewit, Kylem Korf, en Talena Mokke. Dan die 20ste is Egon Kanter, 21ste Anne-Marie de Jager en die 22ste Peter Botus. Al hierdie lidmate, baie geluk met die verjaarsdag. Mag die Here die ryklik seën en sy seënende hand vir baie jare nog oor julle hou. Baie geluk. Dan met die leedwese is verneem van die afsterwe van Sari Skeepers se broer. Sari, ek het jou gesien. Daar sit jy. Baie sterkte vir jou. En ons bid vir jou die troos van die Here toe, nie net vir jou nie, maar jou hele familie. Baie sterkte vir jou. Nou word daar ook voorbereiding gevra vir Keandre Mekater. Ons het ook verneem dat hy terug is by die huis. Ons is dankbaar daaroor. Ons bid vir hom vinnige herstel toe. En dan ook Tannie Marie Ham is weer opgeneem in die hospitaal, in die Parkland Hospitaal. Ons bid ook vir haar vinnige beterskap toe. En dan baie welkom hier by ons. Ek het julle ook gesien, die nuwe lidmate van Edens. Waar is daar, sit jy? Dirk en Elsa van Eden, as julle net so vinnig kan opstaan. Eintlik is julle ou bekendes hier in die dorp en ook julle skakel geruime tyd hierop. Baie welkom hier by ons. En ek glo ook dat julle sommer dadelik gaan tuis wees hier by ons. Julle is ook baie welkom vir die braai wat ons nou gaan hê, om daar ook in te skakel. Maar ons glo dat julle ook die gawes wat julle gekry het, hier in God se koninkryk sal aanwend. Baie welkom by ons. Dirk en Elsa het vanaf die AP Kerk oorgekom. Dan het ek dit nou genoem, die ete, ons sal reeds so bietjie, ons gaan steeds voort met die braai. Ek het al in die sneeu ook gebraai, so die weer skrik mens nie af as ons by braai kom nie. So julle almal is welkom om die braai ook by te woon en ook gesellig saam te verkeer. Ons gaan sommer nou die vuur ook aansteek. Ek wil net vra dat ons jonger lidmate ons net sal help om die tafels op te ruim en ook van die tafels te skuif na die saal toe. By voorbaat, baie dankie daarvoor. Lekker week vir elkeen.